verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid, halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Baie hartelike goeie naand. Nou vanaand is Sondag aand, is 8:00, dis ons tyd saam met jou. Hey, dis lekker. Ek kan nie vir jou so, ek en my vrou dit geniet nie. Baie keer as ons met rekord, baie keer het ons maar 'n besige skedule en dan dink ons, jene, ons moet rekord. Nou hier is dit, ons het gerekord, jy kry dit vanaand. Dis Sondag aand 8:00. Hoe gaan dit met jou? Laat ons 'n bietjie weet, man. En weet jy hoe kan jy ons laat weet? Jy kan, as jy wil, elke dag ons voice clips ontvang, wat ons elke dag uitstuur met 'n stemboodskap op WhatsApp. Ons nommer is aan die einde van die uitsending. My en Desiree en ek rekord Maandag tot Vrydag en sy neem op Vrydagoggende, partykeer 2 keer 'n week, Time with the King. En haar, ek wil nou amper sê, die naam van haar uitsending is Daughters of the King. So dit is hoofsaaklik vir die vrouens, maar daar is baie mans wat nou al hierdie voice clips van haar ook kry. So aan die einde van hierdie uitsending is ons nommers op, maar ek wil net gou vir jou sê, baie dankie dat ons mag op jou televisie wees vanaand, hoor, of op jou selfoon, waar jy hierdie uitsending kyk, mag die Here vir jou seën. Ek praat oor 'n baie belangrike onderwerp, waaroor ek bedien het by ons, nou so 'n week of wat terug, oor die onderwerp, do not adjust God's plan. Nou ek wil regtig waar net baie rustig met jou gesels oor hierdie onderwerp. Ek het by ons gepreek en kyk, ek wil vir jou sê, dit was hel en brimstone en die vlamme en die heerlikheid van die Here was hier en dit was koslik. Natuurlik is God se woord koslik en waardevol. Maar hierdie is so 'n belangrike onderwerp dat ek het dit gevoel, absoluut, ek glo deur die leiding van die Heilige Gees, om dit op hierdie platform ook te kan uitsaai en op te neem. En met jou oor die noodsaaklikheid te praat oor hoe belangrik dit is om nie God se plan aan te pas in jou lewe nie. En weet jy, baie keer doen ons dit. My vrou het nogal 'n interessante ding gedoen na daai diens, toe sy, ons hou elke aand obviously nou ons huisgodsdiens, toe sê sy, weet jy, baie keer dink sy, doen 'n mens dit onwetend. Nou ek glo dit ook, maar ek dink baie keer meer doen 'n mens dit wetend. Nou, soos ek gesê, ek praat met jou oor do not adjust God's plan. Nou gaan nou vir jou lees daai 1 Samuel 15. Maar daar is 'n ou moedertjie, ou tannie, sy's in haar 90's. Kyk, sy preek die wêreld aan die brand, hoor. Sy het nou, ek weet of het 4, 5 of 96 jaar oud geword, of 92, wys my vrou, 93 is sy geword, maar ok, sy is in die 90's. Maar jene, sy preek hierdie ou Pinkster wat ons aangewoond is. En sy sê hierdie volgende ding, 'n stelling wat sy maak. The coming of the Lord is too near for casual Christianity. The coming of the Lord is too near for casual Christianity. Nou, ek lees vir jou 1 Samuel hoofstuk 15. God gee die opdrag daar, die plan. God gee 'n plan. Die Bybel sê, hy sê, ek weet wat 'n gedagtes ek aangaande jou koester. Daai gedagtes aangaande jou koester is niks anders as 'n plan wat God met jou het nie. Moenie dat iemand vir jou sê, jy beteken niks. God het 'n plan met jou, hoor. Hy sê daar, toe sê Samuel vir Saul, die Here het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk, oor Israel. Luister dan nou na die stem van die woorde van die Here. So sê die Here van die leerskare, ek het terdee gelet op Amalek, wat hulle aan Israel aangedoen het, dat hy hom in die weg gestaan het, met sy optog uit Egipte. Gaan nou en verslaan Amalek. En hulle moet bandvloek tref. Nou hoor wat sê die Here. Jy mag hom nie verskoon nie.
Jy moet hom om die lewe bring, elke man as ook vrou, kind, suigeling, bees, kleinvee, kameel en esel. Daarop het Saul sy manskappe opgeroep en hulle gemonster en 200.000 voetgangers en 10.000 manne wat hy gehad het, né? Vers 9, onthou God gee die opdrag, hy sê gaan verslaan hulle en in kort, spaar niks en hou niks en niemand oor nie. Maar Saul en die manskappe, vers 9, het Agag gespaar en die beste van die kleinvee en die beeste en die naasbestes en die lammers en alles wat van waarde was. Dit wou hulle nie met die bandvloek tref nie, maar al die goed wat veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die bandvloek getref. Nou onthou dat God het gesê, hy het nie gesê goed en sleg en mooi en lelik nie. God het gesê, jy verslaan alles. Ek wil net so myself in die rede val en vir jou sê, die woord van die Here sê, as God jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Ek en jy kan nie nog 'n bietjie sonde in ons lewe hou, just to suit our preference nie. Wanneer jy jou hart vir die Here gee, moet jy jou hart volkome vir die Here gee. Maar kyk wat maak hy. Vers 10, en die woord van die Here het tot Samuel gekom en gesê, onthou God merk op toe nou, né? En God sê, ek het berou gekry dat ek Saul 'n koning gemaak het, want hy het van my afvallig geword en my woorde nie uitgevoer nie. Toe het Samuel kwaad geword en die hele nag deur die Here aangeroep. Vers 13. Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, kyk nou wat gebeur. Mag u geseënd wees deur die Here. Ek het die woord van die Here uitgevoer. So nie net voer hy nie, verander hy die plan van God nie. Nou lieg hy oor die rede, en hy lieg, met ander woorde, kyk, daar's 'n ou spreekwoord wat sê, vuur verwek vuur, né? Reg. Hy sê, maar wat, nou sê Samuel, maar wat van 'n gebler van kleinvee is dit in my ore, en 'n gebulk van beeste wat ek hoor. En Saul sê, van die Amalekiete het dit gebring, want die manskap het die beste kleinvee en beeste gespaar om aan die Here te offer, maar die ander het ons met die bandvloek getref. En toe sê Samuel vir die koning, hou op, sy bestraf hom, dat ek met jou kan meedeel wat God vir jou sê. Hy sê, Samuel sê, is jy, hoewel jy 'n klein was in die oë van die Here, nie tog die hoof oor die stamme van Israel nie? En die Here het jou op die pad gestuur en sê, gaan heen en tref die sondaars, tref die Amalekiete, met 'n bandvloek en veg teen hulle, totdat hulle heeltemal vernietig is. Waarom het jy dan nie geluister nie, en op die buit afgestorm? Daarop sê Samuel, die Here het behaag brandoffers en slagoffers, soos in die gehoorsaamheid en aan die stem van die Here. Om gehoorsaam te wees, is beter as brandoffer. Maar kyk wat sê hy, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry en eie sinnigheid. Is niks anders, het ek in my Bybel geskryf, as heksery nie. So wat ek vanaand eintlik met julle wil deel, en ek vertrou volgende Sondag aand ook, is that nowhere in the Bible God gives us the authority to deviate away from his plan. En wat hy vir jou gee nie. Ek bedoel, as jy net gaan so ver, jy weet, ek het genoem, nou die Sondag, jy weet, ek het 'n plakker agter op my waantjie, my trailer, en ek sien ou vir plakkers nie, hoor, ek sê altyd 'n mens plak gate toe, maar ek het hierdie een op, wat sê, do not give God instructions, just report for duty. Met ander woorde, nobody died and made us captain. God het 'n plan. Luister, kyk luisteraar. Ek wil vir jou sê, God het 'n plan in jou lewe. En ek lees ook nêrens dat die proses van die plan en tot aanloop van die plan, die Here vir my en jou die reg gee om enige verstellings te maak aan sy plan nie. As God sê, Elia, dis my plan, ek gaan die altaar aan die brand steek. Jy gooi nie paraffin nie, jy gooi nie petrol nie, jy gooi water. 12 keer gooi jy water.
Ek het 'n punt wat ek wil bewys. En ek wil vir jou sê, luister gou, kruiskyk luisteraar, dat God het deur die plan wat hy vir jou het God iets om te bewys. Ongeag die roeping wat Jona gehad het, ongeag die opdrag, ongeag die voorreg, dis die julle ouens, dis 'n voorreg net om gered te wees. Dis 'n voorreg om deur sy bloed gekoop te wees. Dis 'n voorreg, ja, bo enige iets wat ons ooit kan besef, dat my en jou se naam in die boek van die lewe is. Hoeveel te meer 'n voorreg het ek en jy om vanaand te kan weet dat God het 'n plan in my lewe. En selfs hierdie baie besonderse plan wat God in die lewe van Jona gehad het. God did not allow Jonah to deviate from God's plan. Nou daar's 'n gedeelte in Josua hoofstuk 6 waar God vir Josua sê, hy sê, gaan vernietig die stad Jericho. Hy sê, slaan die hele stad, behalwe Rahab, die hoer, wie die verkenners weggesteek het in die stadsmuur. Nou sê daar in vers 3, hy sê, julle moet om die stad trek, al die kruismanne, en julle moet het 6 dae lang doen. En 7 priesters moet 7 ramshorings voor die ark dra, maar op die 7de dag moet julle die stad 7 maal omtrek en blaas. Vers 17. En toe die priesters, vers 16, die 7de keer op die horing blaas, sê Josua vir die volk, skreeu, want die Here gee die stad, maar die stad met alles wat daarin is, moet 'n banoffer aan die Here wees. Net Rahab die hoer mag lewe, sy en almal wat by haar huis is. Vers 20. Toe skree die volk op die horings geplaas en die volk die geluid in die horings gehoor, het die volk die kruisgeskreeu aangehef en die muur het op die plek in mekaar geval. Nou sê vers 10 van hoofstuk 7, toe sê die Here vir Josua, staan op, waarom lê jy op jou aangesig? Israel het gesondig, hulle het my verbond oortree. Vers 18, staan op, heilig die volk en sê, heilig julle self tot môre, daar is 'n ban in julle midde. They altered, they adjusted the plan of God. En as gevolg van dit, hulle doen alles reg, maar hulle verslind wat God gesê het. En weet jy wat maak hulle? Hulle steek dit weg wat aan God behoort het. En ek wil vir julle sê, hoor wat hierdie pastoor vanaand vir jou sê op hierdie uitsending. Sedert die val van die demone, die engele wat God uit die hemel uitgegooi het, wat demone geword het, tot vandag toe, ek dink amper hierdie uitsending, is hier omtrent die wat by die 29ste, as ek het reg het, is hierdie uitsending. En hoor wat ek vandag vir jou sê, sedert die uitsmyt van die duivels, die engele wat demone geword het uit die hemel uit, omdat Satan wanted to adjust worship. He wanted to adjust the plan of God. Gooi God hulle uit tot wat jy nou vanaand kyker, hierdie boodskap luister. Geen mens kon nog ooit God se plan verander nie. Baie het geprobeer. En hulle het 'n bitter, swaar prys betaal. Nou net gou so vinnig na Jona toe. Ek glo persoonlik, ek lees dit nêrens, ek het dit nie gegoogel nie. Ek glo dat daardie vis, wat daardie dag vir Jona aangesluk het, is 'n vis wat nog nooit bestaan het nie. Dis net ek wat dit glo. En as sit ou nie heeltemal teologies korrek is, die bid maar asseblief vir my. En tot vandag toe nooit weer bestaan het. Dit was 'n unieke skepping deur God vir die oomblik, to prove that you will not deviate from my plan and you will not adjust
my plan. Hoekom sê ek dit vir jou? Luister, elke persoon wat vanaand luister, kan met vrymoedigheid sê, dat God het 'n plan in my lewe. En weet jy, luister gou baie mooi, as jy gaan lees daar in Matteus 16, daar waar net oomblikke nadat Jesus vir hulle gesê het, dat jy is rots en I'm going to build my church and the gates of hell will not prevail. En net daarna, praat Jesus oor sy kruisiging na vers 21. Hy sê, hulle gaan my doodmaak, maar ek gaan sterwe, maar na die 3de dag sal ek opgewek word. Luister mooi, luister baie mooi. Hoor wat sê vers 22 van Matteus 16. Toe neem Petrus vir Jesus op sy en begin hom te bestraf. Hy sê, maar God het verhoed. En weet jy wat sê die Here? Jesus draai om na Petrus. Hy sê, wyk agter my Satan. Hier is die ding, wat ek wil jy moet snap. In een oomblik, toe sien Satan, ek het moeilikheid. I need to adjust the plan of God. En wat maak hy? Hy werk deur Petrus. Dus kom Jesus gesê, wyk agter my jou Satan. Jy bedink nie die dinge van my Vader nie. Because the enemy wanted to infiltrate the plan of God, wanted to manipulate the plan of God, and wanted to control the plan of God. En dit het geen duivel in die hel, geen demoon en geen mens. God will allow any man to infiltrate the plan of God, to manipulate the plan of God, and to control the plan of God. Want, en ek wil vir jou sê, Petrus kom hierso. Miskien, ek dink persoonlik, dit was dalk 'n goeie intensie van Petrus. Dit was dalk 'n goeie intensie. Maar hoor gou hierso. Ek wil vir jou sê, kyker, pas op vir mense in jou lewe, wat in jou lewe inkom, who wants to adjust the plan God has in your life. En ek wil vir jou sê, ek het dit hier by ons gesê, baie reguit. Baie mense wil baie graag God wees in jou lewe, hoor. Deur goed of minder goed. They want to control, and that is nothing less than a spirit of Jezebel. Ek dink ek sal eendag weer 'n opname maak oor daardie gees van Jezebel, maar hoor gou baie mooi. En hierdie is vir my, ek dink ek gaan definitief na deel 2 toe gaan, want ek dink jy gaan klaarmaak, ek het nog so baie goed wat wil sê, maar ek wil net gou iets sê van Saul. Dan dink ek wil begin klaarmaak, ek en my vrou wys nog so 3 of wat minute oor. En dan gaan ek volgende week, net hierdie wat ek gelees het, bietjie so stuk vir stuk met julle hanteer. Maar ek wil net gou vir julle sê, dat Saul se verhaal, het nie begin met 'n mislukking nie. He was chosen, he was anointed, and he was elevated in the plan of God. Luister gou baie mooi. Die grootste probleem van Saul was nie sy swakhede nie. Dit was sy patroon. Ja, and when you have a pattern, the enemy likes to study. Hy bestudeer jou swakhede. And because when you have a pattern, 'n patroon, you become predictable. En dit was die grootste fout wat Saul gemaak het. The moment King Saul became predictable, he tried to adjust the plan of God. Wat God se plan ruk vir my en jou baie keer uit ons comfort zone uit. En ek wil vir jou sê, Saul did not fall away. He drifted away. Moenie wegdrift van die plan van God af nie. Stadig, stilletjies en stelselmatig het Saul begin backslide. En kom ek sê vir jou, ek het dit al 1000 keer gesê, dink ek. Ek oordryf seker, maar ek het dit al baie gesê. Listen, you grow spiritually, one sacrifice at a time. You backslide, one compromise at a time. En Saul, die oomblik toe hy aan God se plan wil verstel, toe begin Saul te verkoud. En Saul steen op sy eie insigte. En nie deur 'n sigbare rebellie nie. Maar weet jy wat? Hy begin al hoe meer goedes aanvaar vir die oomblik. Nou ek wil volgende week, wil ek net so 'n paar van hierdie verse net met jou deurgaan. Ek wil dit vanaand vir jou sê, luister wat hierdie pastoor vir jou sê, dalk gaan jy dalk nou nie volgende week sin ek dalk kan kyk nie. You cannot adjust God's
plan. God se plan bly God se plan. Geen mens het die lisensie gekry. Ek bedoel, toe hy sê, Petrus, rots. Wow. Net daarna, sê, I'm going to build my church on the rock. And the gates of hell will not prevail. Weet jy dat Daniel profeteer? Hy sê dat God sal 'n koninkryk weg wat in die ewigheid nie vernietig sal word nie. Hoekom sê ek dit vanaand vir jou? Ek wil vanaand vir jou sê, voordat ek volgende week verder gaan, God will not give us permission to deviate from his plan and to try to adjust his plan. Kom ons bid gesond. Vader, baie dankie dat ons vanaand so aan hierdie gedeelte kon raak, deel 1 van hierdie baie noodsaaklike onderwerp, do not adjust God's plan. Here, daar's duisende mense daar buite, wat terwille van preference, wat baie keer Here behels u plan, bietjie dat ons knieë moet buig, en die eie ek moet kruisig. Ek bid vanaand in die naam vir wie elke knie sal buig, dat die een van hierdie kykers wat vanaand hier kyk, ooit dit sal waag, Here, om die plan wat u in hulle lewe het, te verstel nie, sodat dit net vir hulle gemakliker kan wees nie. Ek bid, Vader, dat ons sal bly in God se plan, want Here, u plan in ons lewe, vat ons ergens, en ek dank u daarvoor, amen. Nou luister baie mooi, jy het nou 'n halwe appel gekry vanaand, ek gaan volgende week vir die ander helfte gee, maar terwyl, en tot tyd terwyl ons daar is, bly by die plan van God. Volgende Sondag aan, praat ons weer verder oor hierdie onderwerp. Die Here seën vir julle, totsiens.